Vandag se les gaan ons nou weer begin werk met faktorisering. Ons gaan weer van vooraf kyk na faktorisering. Faktorisering het julle reeds in graad 9 gedoen. Die 4 metodes wat julle in graad 9 geleer het, waarna ons altyd kyk, is ons eerste een waarvoor ons altyd soek, is ons grootste gemeene faktor. Dit is die eerste ding waarvoor jy altyd kyk as jou vraagie vra faktoriseer. Ons gaan julle mooi herinner hoe om alles te doen. Die volgende ene waarna ons altyd kyk is ons verskil van vierkante. Julle het in graad 9 geleer hoe om dit te herken, die verskil van vierkante of die verskil van kwadrate. Dit beteken dit is 2 terme wat albei volkome vierkant is en hulle word geskei deur 'n minus. Dan het julle verder gedoen die volgende ene is die kwadratiese 3-term. Julle het geleer hoe om 'n kwadratiese 3-term te herken. Dit is 'n 3-term, met ander woorde 'n 3-term word mos nou terme word geskei deur 'n plus en 'n min, so hy bestaan uit 3 terme en dit is 'n kwadratiese 3-term. So kwadratiese 3-term is in dalende magte van die veranderlike en die grootste maggie is 'n kwadraat of 'n 2. So, in graad 10 gaan julle nou kyk na 'n bietjie meer ingewikkelde kwadratiese 3-terme. So dit is 'n ding wat hier bykom in graad 10. OK, die 4de een waarna julle gekyk het in graad 9 was groepering. Kan jy nog onthou wat is groepering? Dit is 'n bietjie lank terug, maar ewenwel groepering gebruik ons wanneer ons 4 of meer terme het. Dan groepeer ons hulle bymekaar en ons haal 'n gemeene faktor uit. Nou in graad 10 gaan ons nog 'n 5de faktorisering byleer en dit gaan oor die som van. Die 5de faktorisering wat ons doen gaan oor die som van of die verskil van derde magte. Dis 'n ekstra deeltjie wat in graad 10 bykom. Nou ons het gesien die tweede een is die verskil van vierkante. Jy kan net die verskil van vierkante faktoriseer, nooit die som van vierkante nie, maar wanneer dit derde magte is, kan ons wel die som ook faktoriseer. Baie belangrik wat jy moet onthou van faktorisering. Faktorisering is die omgekeerde proses van vermenigvuldiging. So, by vermenigvuldiging het ons gehad A maal met B plus 2C minus 3D. Dan het ons gesê, goed, ons het A maal met B is AB. Ons het vermenigvuldig. Dan het ons gesê A maal met plus 2C gee vir my plus 2AC. En dan het ons gesê A maal met minus 3D plus maal 'n min is 'n min. En dit gee vir my minus 3AD. So dit was vermenigvuldiging. Nou faktorisering is as ons nou terugwerk. Met ander woorde, ons het die uitdrukking en ons wil hom skryf as 'n produk van faktore. So faktorisering is die omgekeerde proses van vermenigvuldiging. Goed. So kom ons gaan kyk in die eerste plek, gaan ons altyd kyk na die eerste metode. Dit is die ding waarvoor jy altyd soek as jou vraagie sê, faktoriseer die volgende volledig, dan soek jy altyd eers vir die grootste gemeene faktor. Hoe gaan ons die grootste gemeene faktor sien? Kom ons kyk byvoorbeeld na die sommetjie wat sê AB plus 2AC minus 3AD. So dit is nou my
algebraïese uitdrukking en hulle vra vir ons moet dit faktoriseer. So ons moet dit skryf as 'n produk van sy faktore. Nou die proses wat ons gaan toepas om te sien hoe om te faktoriseer is gaan kyk na watter term kom in, watter veranderlike kom in elke termpie voor. So as jy nou hier gaan kyk, dan sien ons het 'n A hier, ons het 'n A in daai term en ons het 'n A in die laaste term. So ek kan sê A is my gemeene faktor. As ons praat van ons haal A uit, dan beteken dit ons gaan eintlik elkeen van die terme deel deur A. So ons gaan nou byvoorbeeld hê AB gedeel deur A, dan wat oorbly is my B. Julle kan ook hier sien as ek hom uithaal, dan bly daar 'n B oor. By die volgende enetjie het ons 2AC gedeel deur A, die A'tjie kanselleer uit, so as julle mooi kyk kan julle sien, daai A gaan weg, dan bly daar 'n 2C oor. Die laaste enetjie wat ons het is minus 3AD gedeel deur A, die A kanselleer uit en ek het dan 'n minus 3AD. So, as ek hier die A uithaal, dan beteken dit daar bly 'n minus 3D oor. Nou altyd as ons klaar gefaktoriseer het, kan ons gou weer gaan toets of ons reg gewerk het. So, jy kan eintlik nou gou weer gaan sê A maal met B is AB. Dan kan jy sê A maal met 2C is plus 2AC. En dan kan jy sê A maal met minus 3D is minus 3AD. En dit gee vir jou presies dieselfde as waarmee ons begin het, so jy kan sien dat jy reg gefaktoriseer het. Kom ons kyk na volgende voorbeeldjie. 4a kwadraat plus 6a tot die mag 3b kwadraat minus 2a. OK. Ons wil die grootste gemeene faktor uithaal. So, kom ons gaan kyk as ons hom nou bietjie uitbrei. Dan kan ons sê 4 is 2 maal 2 maal a maal a. 6 kan ons sê is 2 maal 3 maal a maal a maal a maal b maal b. En dan het ons 'n minus 2a. OK, so, kom ons gaan kyk wat is nou ons gemeene faktor. As ek gaan kyk, hier het ek 'n 2 en ek het hier 'n 2 en ek het hier 'n 2. Met ander woorde, ek kan sê 2 maak deel van my gemeene faktor uit. Dan kan ek sien ek het nou hier 'n A en ek het hier 'n A en ek het daar 'n A. Met ander woorde, die A maak ook deel van my gemeene faktor uit. Nou gaan ek my gemeene faktor uithaal. So, ons het nou gesê, ons het ons 4a kwadraat gedeel deur 2a, so daar bly 'n 2a oor. As julle hier kyk, kan julle ook sien as ons hom uithaal, wat bly oor 'n 2a. Dan het ons 6a tot die mag 3b kwadraat op ons 2a. Nou 2 gaan in 6 in 3 keer. A gaan daarin bly daar 2a's oor en my b kwadraat. So ek kan ook nou weer eens sien as ek hom hier uithaal, dan bly daar oor 3a kwadraat b kwadraat. Reg. En dan as ek hom nou by die laaste enetjie uithaal, dan kan ek nou sien ek het 'n 2a gedeel deur 2a. Nou onthou, 2 gedeel deur 2 is 1 en a gedeel deur a is 1, so dit gee vir my 'n 1. Baie belangrik nou net, my teken is 'n minus, so ek het 'n minus
1 wat daar oorbly, want ek deel deur die hele 2a. Met ander woorde, my finale antwoord is 2a plus 3a kwadraat b kwadraat minus 1. En soos Tannie nou al gesê het, jy kan altyd met faktorisering gou toets of jy reg gewerk het, of jou som reg is, want as ons het 2a maal met 2a plus 3a kwadraat b kwadraat minus 1, as ek dan uitvermenigvuldig, dan moet ek weer kry waarmee ek oorspronklik begin het. Met ander woorde, ek kan sê 2a maal met 2a gee vir my 4a kwadraat. Dan het ek 2a maal met 3a kwadraat b kwadraat en dit gee vir my 6a tot die mag 3b kwadraat. En dan het ek 2a maal met minus 1 plus maal 'n min is 'n minus en dit gee vir my 2a en ek kan sien dit is presies dieselfde as waarmee ek begin het, so ek weet my antwoord is reg. Volgende voorbeeldjie waarna ons kyk is a kwadraat x kwadraat minus 3a kwadraat xy. Ek kan omskryf as a maal x minus 3a maal x maal y. Nou goed, kom ons kyk gou wat is ons gemeene faktor. Ons het 'n a en 'n a. Dan het ons nog 'n a hier wat in daai een ook is. Dan het ons 'n x en 'n x wat in daai een ook is. Met ander woorde, ons gemeene faktor is a kwadraat x. As ek nou a kwadraat x hier uithaal, dan bly hier 'n x oor. En as ek my a kwadraat x daar uithaal, dan bly daar oor 'n minus 3y. So ek kan my finale antwoord skryf as a kwadraat x en in my hakkie is dit x minus 3y. Nou soos Tannie gesê het, kan jy elke keer gou weer toets of jy reg gewerk het, sommer vinnig. As ons het a kwadraat x maal met x, dan het ons a kwadraat x kwadraat. Dan het ons a kwadraat maal met minus 3y en dit gee vir my minus 3a kwadraat xy. En ek sien dit is presies waarmee ons begin het. So, ek het reg gewerk. My antwoord is reg. Ons volgende voorbeeldjie waarna ons kyk is x kwadraat a plus b plus xy b plus a. Nou wat hierso baie belangrik is wat julle moet raak sien, is ons kan weet a plus b is dieselfde as b plus a. Dit is mos ons kommutatiewe eienskap. Okay, so ek kan eintlik hierdie sommetjie skryf as x kwadraat a plus b plus xy a plus b. Goed, so hierdie x kwadraat weet ons is weer x maal x en 'n a plus b plus my x en y maal met a plus b. Nou kan ons egter sien, ons het 'n gemeene hakkie. So kom ons kyk nou net gou-gou. Ons het 'n x en 'n x en dan het ons 'n a plus b wat hier is en 'n a plus b wat daar is. So ons gemeene faktor is my x en my a plus b wat my gemeene hakkie is. So as ek my x en my a plus b by die eerste een uithaal, dan bly daar 'n x oor, en as ek dit by die tweede term uithaal, dan bly daar 'n y oor.
So as ek hom gefaktoriseer het, dan is my antwoord x, a plus b, x plus y in hakies. Ons gaan net gou weer kyk na die volgende voorbeeld. Wat sien ons nou hier? Hier sien ons nou dat hierdie hakkie en hierdie hakkie lyk amper dieselfde. Nou moet julle mooi terugdink. Jy gaan die verander van tekenreël gebruik. Kan julle nog onthou hoe werk die verander van tekenreël? As ons het x minus y en ons het y minus x, dan kan ons y minus x verander na x minus y toe, deur te sê, ons verander die teken voor hom en ons ruil die 2 binne in die hakkie om. Nou kan julle sien, ons het 'n x minus y en 'n minus x minus y. Dit beteken ons verander die teken voor die hakkie. 2x, x minus y bly dieselfde. Hierdie teken moet nou met ander woorde verander na 'n plus toe. Hy word 'n plus. En dan het ek my 4y, maar wat dan binne in die hakkie staan, moet dan omdraai. Goed, so. As ons nou dit gedoen het, kan ons nou sien dat hierdie 2 hakkies is nou presies dieselfde, so dit vorm nou 'n gemeene faktor. As ek nou kyk na my voorbeeldjie, dan het ek my 2x, x minus y. 4 kan ek ook skryf as 2 maal 2 maal y, x minus y. So kom ons kyk wat is ons gemeene faktore. As ons kyk, dan sien ons het 'n 2 en 'n 2. Volgende gemeene faktor is my hakkie wat my x minus y is. So as ek my gemeene faktor uithaal, dan het ek my 2 en my x minus y wat ek uithaal. Hier bly 'n xie oor, 'n x oor, plus en die volgende wat ek uithaal, is hier haal ek hom uit, dan bly daar 'n 2y gemeenskaplik oor. En dit is my finale antwoord. My volgende voorbeeld het ek m plus n maal met 2b minus 3a plus 3a minus 2b. As jy nou gaan kyk, kan jy sien dat die 2b minus 3a en die 3a minus 2b baie dieselfde is. So, ek kan hom omskryf dat ek m plus n het en ek het my 2b minus 3a. Ek gaan hom net skryf dat hy in dieselfde volgorde is as wat hy in die eerste term staan. Nou gaan dit so werk as ek nou hom in 'n hakkie gaan sit, dan beteken dit ek gaan nou hier 'n hakkie tussen die minus en die 2b insit, so ek maak die 2b eintlik positief, dan moet die teken binne in die hakkie verander na 'n minus toe. So ek het my m plus n, my 2b minus 3a, en dan word daai minus, en dit word 2b minus 3a binne in die hakkies. Onthou, om elke keer maar gou te toets, as jy onseker is of jy reg gewerk het. As jy het minus 2b minus 3a, dan is hier mos so goed, of hier staan 'n spook 1. So as jy vermenigvuldig, dan gaan jy kry minus 2b, en dan minus maal 'n minus is 'n plus 3a. Dan kan jy sien jy het reg gewerk.
Goed, so, wat sien ons nou? Ons sien nou ons 2b minus 3a is ons gemeene hakie. So ek kan 2b minus 3a gemeenskaplik uithaal, dan bly daar oor m plus n, minus, en onthou nou, as ons het 2b minus 3a gedeel deur 2b minus 3a, dieselfde ding gedeel deur homself is altyd 1. So in sy plekkie bly daar 'n 1 oor. So my finale antwoord is 2b minus 3a m plus n minus 1. Dan het ek volledig gefaktoriseer. Ons volgende voorbeeldjie, 15x² plus 9x tot die mag 5. As ek nou kyk na hom, wat is my gemeene faktor? My gemeene faktor gaan wees 3x². As ek nou 3x² uithaal, dan kry ek 'n 5 wat by die eerste term oorbly en 'n 3x tot die mag 3 wat by die tweede term oorbly. En so Stannie nou al gesê het, jy kan elke keer gou weer toets of jy reg gewerk het, deur in te vermenigvuldig. So, jy kan sien, as jy nou het 3x² maal met 5, dan kry jy 15x². En as jy het 3x² maal met 3x tot die mag 3, dan kry jy 9x tot die mag 5. 3x² maal met 3x tot die mag 3 gee vir my 9x tot die mag 5. So ek kan sien ek het heeltemal reg gefaktoriseer. Goed, volgende enetjie waarna ons kyk. 2a maal met x plus y minus 3b maal met x plus y. Al wat ek nou hier kan sien, is ek het 'n x plus y wat 'n gemeene hakie is, so ek kan my x plus y gemeenskaplik uithaal, dan bly daar oor 2a minus 3b. En dit is my finale antwoord. As ek het 2a, 3x minus 2y, minus 5b, 2y minus 3x, nou kan ek weer sien, hierdie 2 is amper dieselfde. Om dieselfde te maak, gaan ek hierdie teken verander en ek gaan die 2 omdraai. So ek gaan dit skryf as 2a, 3x minus 2y, en hy word dan plus 5b, en ek het 3x minus 2y binne in my hakie. Nou kan ek sien, my 3x minus 2y is dieselfde hakie, so ek het 'n gemeene hakie, ek het niks anders wat dieselfde is nie, so ek haal my gemeene hakie uit 3x minus 2y, as ek hom uitgehaal het, dan bly daar oor 2a plus 5b. Hierdie was dan nou al die voorbeeldjies van 'n gemeene faktor uithaal. Jy kan nou hierdie lesie inoefen deur jou huiswerk te voltooi. Hierdie is 'n baie kritieke deel van wiskunde. Die res van jou wiskunde word ook hierop gebou, so dit is absoluut nodig dat jy hierdie baie mooi verstaan. Die vraag sal altyd wees, faktoriseer die volgende volledig. Ek hoop jy geniet die huiswerk.